Die Here is wonderbaar. Baie welkom. Geniet dit vanoggend saam met ons. Ons dink aan Tannie Ronel, sy siek. Ons dink aan Reinhard, hulle seentjie se oog het een of ander infeksie, so hulle is dokter toe met hom, so ons gaan bid en vra dat die Here sal aanraak. Geniet Uself in die Here vanoggend. Wees gemaklik, wees vry as jy wil sit, as jy wil staan, as jy wil rondhardloop, solank dit tot die eer en verheerlikheid van die Here is. Amen. Ons gaan net so staan, dan gaan ek met die hand vry op ons open met gebed. Hy het bietjie rondgeloop, bietjie vakansie gehou, so sy weer op die Here te sê, dankie dat ons weer almal hier kan saam wees. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om te kan sê, U is ons Vader, U is ons koning. Vader, baie dankie Here dat U vir ons deurgedra het in hierdie tyd, en gister en vandag. Here, dat U vir ons 'n God van naby was. Here, ons wil vir U al die lof en die eer en die aanbidding gee vir U goedheid, vir U genade, vir U liefde, Here, vir U teenwoordigheid in ons lewens. Want sonder U sal ons dit nie maak nie. Dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre om weer om in die huis te wees, Here, om te kom luister na wat U vir ons wil sê vanmôre. Dankie vir elke liedjie wat ons gaan sing. Seën die musikante, seën die instrumente, ook die prediker vanmôre, sal sy lippe met die koofvuur van die altaar. En dankie Vader dat ons dit sal ontvang op voorbereide harte in die naam van Jesus. Amen. Amen. He is worthy to be praised. In die kerk is ons opgewond. In die kerk het ons hier iets gebeur. Maar buitekant is ons so, is ons op die wêreld so 'n bietjie druk. Is dit nie so? Is asof iemand waag iemand anders om iets te doen op iemand. Dis nie so wees nie. Vergeet dit, los dit agter nie. Weet jy ons gaan sing niemand soos Jesus, niemand soos hy. En maak dit volgens u kookie. Sê daar's niemand soos hy nie.
Hy hou my nederig, hy hou my trots. Reg deur die lewe sal hy my lei. Soos dit opdraande gaan of afdraande gaan of maklik of moeilik. Niemand soos Jesus. Amen. Daar's nog steeds mense wat twyfel. Moenie bekommerd wees nie, ons twyfel ons as mense. Lulu, kom, jy gaan vir ons help volgende. Nie so bekommerd lyk nie, dis niks ernstig. Amen. Ons gaan ons volgende liedjie sing wat sê, kom alle volke, klap met die hande. En as jy voel, Here, ek twyfel so 'n bietjie, steek jy hand om, Lulu gaan kom of die salf wil die bring. As jy wil hê sy moet die salf, dan sê jy met die salf my somme. As jy jouself wil salf jouself. Dis ook twyfel, so kom ons sing lekker saam. Kom alle volke, klap met die hande, en as jy wil, steek die hand so op, ons gaan Lulu kom help. Amen. Kom ons sing lekker saam. Volke, klap met die hande. Rina nog en dan die ons op die orkes ook ons sal vir hulle kan jy deel van julle kan nie aan opsteek. Juig tot die Here van God. Amen. Juig tot die Here van God.
Nou kan nie soos in die Bybel ook sê, ek is nou maar een keer 'n gesalfde van die Here. Want ons almal is gesalfdes. Amen. My hande hef ek op na U. Prys die Here. Ons laaste koortjie sing ons sê, Then sings my soul. Laat die verkeersings vir 2 of 3 keer sing. Kom en aanmaak met die Here gaan bid om, vertel vir hom hoe groot hy is in die lewe.
Here bloed het ek jou uitgehaal. Die Here sê vanoggend, is ek nie waardig om vir 'n verwys te gaan nie. terughou vandag. Die Here sê, bely dit vandag voor my, en ek sal dit van jou af wegvat, en ek maak jou so wit, soos wol, ek maak jou so wit, soos sneeuw, want as julle net weet hoe naby dit is, as julle dit weet, as julle net sal ervaar en weet hoe naby die tyd is vir my seun om te kom, dan sal julle nie meer speel nie, maar julle sal my aanroep, en julle sal spreek om genade. Halleluja, prys die naam, maar die Here vra, hoekom is daar nog so baie wat nie weet nie? Hoekom is daar nog so baie wat dit nie ervaar het nie? Die Here sê, ek julle nie geroep nie. Het ek julle nie geroep om uit te gaan en mense te gaan haal nie. Die Here sê, as die genooides nie wil kom, die gaan in die strate en haal. Die siekes haal die lammes, haal die stikkendes, maar die Here sê, daar is nog te veel wat nie gehoor het nie, en daar is nog te veel wat nie weet nie. Halleluja, die Here sê, ek roep my volk vandag terug. Ek roep my volk vandag terug tot aksie, om iets te doen vir my en om te gaan doen wat ek jou voorgee. Halleluja, prys die naam, dankie Here. Dankie Here, ons vandag die teenwoordigheid by ons heen. Dankie dat ons op die stem kan hoor, dat ons praat en help ons. En as daar iets is, Here, is om ons hier te belei, Here. En help ons om op te staan en te sê, ek sal gaan. Here, maak my saak oud of hoe jong of wat het my bekeer, Here, ek sal gaan. Ek sal vir die Here iets gaan doen. Net in die wonderlijke naam. Amen. Baie dankie, kan jy sit lekker neem. Ons sê baie dankie vir die orkest, wat vir ons lekker gespeel het. Amen. Terwijl ons nog in die lekker stemming is, gaan ek vir jullie vraag. Hy gaan vandag ons die voort bedien, soos wat die Here dit op sy hand geleer. Amen. Amen. Jy by verskoon, ek gaan vir my 2 glase water moet regkry. My das lê so 'n bietjie skeef. Hy irriteer my vanoggend. So as ek so 'n bietjie te mekaar lyk vanoggend, ek vra om verskoning. Maar ek wil vir julle sê, as dit vanmôre deur die sange en deur die Gees se beweging nie 'n bevestiging is as sy woord wat ons bedien word nie, dan weet ek nie vanmôre wat is reg nie. Amen. Jy moet verskoon as ek so 'n bietjie bewe, ek gewaar die Here is ons midde en dit is vir my lekker. Halleluja. Wil jy vra dat jy jou woord gaan oopmaak in Prediker 4. Terwyl ek hierdie woord voorberei, so gaan die woord ook uit vanmôre, hy was so wit soos sneeu. Terwyl ek bid, gewaar ek die Gees van die Here maak ek dink dat is iemand wat twyfel as gevolg van sy verlede. En dit wat hy gedoen het, of het sy dit is nou, of jy 'n deurbraak kry om in die werklikheid of in die opregtheid die Here te dien, of is dit 'n gebed wat jy tot die Here toe roep en dit voel of jy nie antwoord kry vanmôre nie, wil ek vir jou sê, die Here maak nie 'n fout nie, hoor. Sy bloed
is daar's geen beter krag as sy bloed vanmôre nie. En as jy 'n belofte aangeneem het vanmôre om hom aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker, maak hy jou 'n nuwe mens. Die woord van die Here sê, hy maak jou 'n nuwe skepsel. So ek wil vir jou bemoedig vanmôre om vir jou te sê, skep moed deur God se genade. Want soos wat ons gehoor het vanmôre, hy was wit soos sneeu. Hy vat dit en hy rol dit in die see en hy kyk nooit weer daarna nie. Mag die Here jou werklik seën met dit. Ek gaan vir ons begin lees by vers 7, hoofstuk 4, vers 17. En dit is my kerngedagte van die oggend. Hy sê, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as die dwaase se slagoffer, as die dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. Ekskuus. Nou dit is vir my waar is verlede weer voorwits, wat ek hier my. Hy sê, gee ag op jou voet, as jy na die huis van die Here gaan. Nou om Johan het kom al iets so iets gehoor. Ons sit die naweek by die konferensie en Tannie Braggie, nie Tannie Braggie nie, daai tannie van Kanada, Tannie Maggie moet ietsie deel en sy sê, wanneer sy na iemand kyk, die eerste ding wat sy doen, sy kyk na sy skoene. Nou kyk ek my skoene, want sy sit net so skuins voor my, nou sien ek moes 'n randsteen of iets raak gestamp het, want nou lyk dit of my skoene nie vanoggend gepolis en nou voel dit of ek my voete so onder die bank wil indruk, want ek is bang die tannie kry 'n verkeerde indruk van my. Maar is dit nie so, wanneer jy gaan vir 'n werksonderhoud of wanneer jy iemand ontmoet, dan hoor ons baie keer 'n mens kan 'n mens onderskei wanneer jy na sy skoene kyk. Jy kan oplet of dit 'n netjiese ou is of dit 'n te mekaar ou is. Jy kan opkyk of dit 'n lui ou is of dit 'n harde man is wat nie bang is om hard te werk nie. Is dit nie so op dit is? Ja. Nou kom die woord, nou sê hy, let op na jou voete wanneer jy na die huis van die Here toe gaan. Die eerste keer toe ek dit lees, toe dink ek by myself, Here, wat gebeur as ek deur daai deure moet stap? Wat se stof val van my skoene af op die mat in die huis van die Here? Want die stof wat van my skoene afval, is daar waar ek my spore die laaste week gelê het, van Sondag tot Sondag. En dis nie hoekom ek hier is vanmôre en waaroor ek wil preek nie. Maar tog wil ek dit noem. Tannie Hannetjie, reg oor die wêreld stap ons in die huis van die Here in. En die eerste stof, die eerste laagie wat afval, is 'n strand so jol in die nagklap terwyl ons in die huis van die Here ingaan. Ja. Dis die laaste voetspoor vir baie van die mense van hierdie wêreld wanneer hy terugkyk en hy dink, hy regverdig homself omdat hy vanmôre in die huis van die Here is. Dan lê daar nog 'n hele ry voetspore nog agter dit. Ja. Nou ons almal is kinders van die Here hier. Hoe lyk jou ry voetspore vanmôre? Terwyl jy opgekom het vanoggend na die huis van die Here. Maar dit is baie vleeslik vanmôre, dis net 'n gedagte wat ek by u wil los. Wat ek wil vir u sê, dit is baie vleeslik en baie mens gedrewe om te dink jy is okay. Wanneer jy opgaan na die huis van die Here en jou voetspore loop in dinge in die duisternisse en jy wil inkom waar die lig van die Here skyn. Want wat ons hier besef vanmôre en daar waar die huis van die Here is, waar hierdie prediker praat van, is waar die teenwoordigheid van God is. Voor ek myself ver vooruit hardloop, ek wil vir u sê,
Daar waar die teenwoordigheid van God is daar waar die kettinge afval. Dis daar waar die tronkdeure oopskiet, wanneer ons begin sing. Dis daar waar die kettinge en die boeie van ons afval, wanneer ons vasgebind is deur die werke van die vyand. Maar ek wil vir u sê, God maak nie van hom 'n bespotting nie. Ja, amen. Dan wonder ons waar is ons deurbrake, want ons as mens kom na die huis van die Here toe, en ek wil vir u sê, hoeveel keer, ek weet nie hoekom, lê dit oor, wanneer ek 'n woord moet bedien, met die gedagte en ons harte, wanneer ons na die huis van die Here toe kom nie. Dit voel of ek een gedagte oor en oor preek. Ek hoor eendag sê 'n predikant, hy sê, miskien moet hy een preek, oor en oor preek, elke Sondag, tot hulle gehoorsaam is. Dan kan hy oorgaan na die volgende. Maar ons verwag iets niets vanmôre. Het u vanoggend in die huis van die Here gekom met 'n verwagting? Ja, ek het met 'n groot verwagting gekom. Dan kom pastoor, dan sê hy, dan hang so droefheid oor ons. Dan vra ons hoekom. Maar ek wil vir u sê, ek dank die Here vanoggend is nog nie klaar nie. Want daai verwagting is hier iets binne in my wat kweek en ek weet die Here praat met iemand vanmôre. Halleluja. Jy sien, wanneer ons na die huis van die Here toe kom, dan sit 'n opdaging nie net met 'n verwagting nie. Want as ons opdaag, broer, hy met 'n verwagting, het God ook 'n verwagting. Ek wil hier teruggaan en ek wil 'n inleiding doen vanoggend in hoofstuk 4 vers 1. En ons het gepraat van hom wat inkom met sy vleeslike gedagte, met die stof van hierdie wêreld wat hy instap. Maar ek wil vir u sê, die Here kyk na jou hart vanoggend ook. Hy sê in vers 1, daarna weer het ek gesien al die verdrukking wat onder die son plaasvind. En kyk, daar was trane van verdruktes. En vir hulle was daar geen trooster nie. En aan die kant van hulle verdrukkers was daar mag, maar daar was vir hulle geen troos nie. Hy sê in vers 4, verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naïwer in van die een, kan ek dit weer, bekwaamheid wat by die werk naïwer is van die een teenoor die ander, ook is dit te vergeefs en 'n gejaag na wind. Ons stap in die huis van die Here in vanoggend. En broer, oom Johan, wie het nie 'n verdrukking vanoggend in hierdie huis nie? Want as jy nou gaan kyk hierdie gedeelte en jy lees hom so klein bietjie in die nuwe vertaling, is daar 3 gedeeltes wat hy beklemtoon. Hy beklemtoon verdrukking, hy beklemtoon moeite en dan beklemtoon hy inspanning. Die moeitevolle arbeid, sê hy. Nou moeitevolle arbeid loop hand aan hand met inspanning. En ek wil vir jou sê, wanneer ons in hierdie wêreld is, ons moet eet, ons moet werk, ons moet aan die gang bly, ons water en ligte moet betaal word, ek verstaan dit. En weet jy wat, ons het ons begeertes, en ons het ons behoeftes om na die Here toe te roep op dit wat ons nodig het. Nou kom die woord van die Here en hy sê dat hy wat in die verdrukking is, wanneer hy uitroep, dan weet ons, wanneer ons die moeitevolle arbeid daarin sit, dan is dit vir my snaaks, wat hy 2 keer in 1 vers sê, daar is geen trooster daar nie. Want ons sit al hierdie moeite in, die volharding om iets te behaal, om iets suksesvol te maak, om iewers te kom in die lewe. Ons sit alles in, en dan kom dit, dan trek dit ons so klein bietjie 2 tree terug, dan gee ons weer 1 tree vorentoe. Dit voel of ons nêrens heen kom nie, dit voel of daar nog net altyd 'n droom is om na iewers heen te gaan. Maar dan kom hy, saam met die verdrukking, beklemtoon hy ook lyding. Terwyl die dinge nog so moeilik gaan, Annelie, jy wat volgende jaar in die wêreld ingaan om te gaan studeer, so dit ten spyte van omstandighede, dan kom daar lyding ook. Ek wil vir u sê, ons gemeente is vol bejaardes. Ek is nou eers 40 en ek kla al.
Dan wil ek nie weet hoe voel julle in julle lyding nie. Want ek wil vir julle sê, vanoggend 2 uur, toe moes ek rondhardloop, my vrou wakker maak en vir sê, waar is daai geldbom? Want nou gaan ek op die kansel kan staan. Vanoggend toe ek uitklim toe mam, loop ek so mink, en sy sê vir my, het jy nie die geldbom gekry nie? Ek sê, ek kry dit nie. Toe gaan kry sy vir my, dat ek net op die kansel vanmôre kan staan, terwyl ek in die bidkamer bid, kom daar so brulpara in my keel vanoggend, en ek wonder waar kom dit vandaan, en ek besef by myself, ons gaan die vyand geen plek gee vanmôre, dat die woord van die Here nie kan uitgaan nie. Maar dit is 'n feit, ons het lyding. Ons liggame maak dit moeilik om voort te begaan. Dit gee daai ekstra 2 tree terug, wanneer jy, broer Hein, die sweet op jou aangesig sit, terwyl jy net 'n brood wil verdien. Met krag, dit raak moeilik, hoor, inspanning. Jy moet alles insit vanmôre. As jy 'n bietjie twyfel, of as jy net 'n bietjie te min doen, dan voel dit of jy niks bereik het nie. Dan lei daai droom van jou nog so klein bietjie verder. Maar ons sit alles in. Die verdrukking is daar. Die moeilike tye is daar. Die volle verharding in dit om suksesvol in dit te wees is daar. Maar kom die woord van die Here om Johannes sê hy, dit is alles te vergeefs. Maar ons kom in die huis van die Here vanmôre en ons kyk na ons skoene, of ons kyk na ons voete vanmôre. En ons kyk terug, want die Here sê vanmôre vir ons, wanneer ons na ons voete kyk, dan moet ons besef, ons is besig om die teenwoordigheid van God in te gaan. En hy is in staat om jou omstandighede te vat en te sê, hy maak dit ligter, want sy juk is lig en sag. Want hy sit om 'n tafel saam met sy disippels en hy besef, maar hierdie mense weet nie waaroor dit gaan, of hulle besef nie die impak wat hulle gaan hê, of wat moet doen nie. En hy staan op en hy besef, hy moet hulle voete was. En Petrus sê, Here, in daai geval nie net my voete nie, maar my hele liggaam. Want as jou voete voor die Here rein, skoon is, oom Johan, as jou hart met opregtheid na die Here toe kom, dan kom die Here met 'n rukwind vanmôre, of met 'n sagte wind vanmôre, maar wanneer hy waai, dan waai hy oor jou. Want jy kom na die huis van die Here toe met 'n opregte hart. Amen. Dan sê hy vir ons, ek wil net so 'n bietjie verder gaan. Ek wil die ander gedeelte vir ons lees. Hy sê in hoofstuk 5, na vers 17. Wees nie hastig met jou mond nie. En laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God. Want God is in die hemel en hy op hierdie aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Vers 3 sê, as jy 'n gelowige aan God, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle en dwaasheid. Betaal wat jy beloof het. Want soos daar baie drome is, in vers 6, soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde en menige, maar vrees God. Ons sit Woensdag by die sel. Die kerngedagte daarvan is, betaal jou belofte. En ek dink toe by myself, jong, as ons te diep moet gaan, dan gaan ek my vanoggend self herhaal, want dan gaan my preek uitgepreek word nog voor ons nog die daardie bereik het. Maar ek dank die Here dat sy gees in een lyn is vanmôre. Want ons moet vanmôre, as ons deur daai deur stap vanmôre, en wanneer ons in die huis van die Here kom en ons kyk na ons voete, dan moet ons weet, en ek wil dit vir ons lees, hy sê, wanneer jy oplet na jou voete,
Dit beteken wees versigtig oor jou houding en jou gesindheid. Wees bewus van hoe jy naderkom met eerbied, nederigheid en opregtheid. Want God se teenwoordigheid is in hierdie plek. Wanneer ons hier instap, wanneer God ontmoet broer Ryan, dan sê hy vir Moses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. Maar ek wil vir julle sê, wanneer die teenwoordigheid van God daar is, dan is hy daar wanneer jy in jou binnekamer ook bid. Daar waar jy hom loof en prys, daar waar jy hom aanbid, is sy teenwoordigheid. Daar in die kerk is sy teenwoordigheid. Nou wil ek hier vra vanmôre, as ons na ons harte moet kyk, hoe ons vanoggend in daai deur gekom het, met die vrese van God, wat 'n werklikheid is. En ons moet na ons voete kyk vanmôre. Met wat se begeerte het jy opgekom na die huis van die Here toe? Het jy 'n begeerte opgeroep in die benoudheid van jou verdrukking, of in jou lyding? Of het jy 'n begeerte opgeroep vanmôre om te weet, hy wat in die hemel is, wat afkyk na hierdie gemeente vanoggend, hy wat die skepper van hemel en aarde is die God van alles. En hy is waardig om geaanbid te word. Hy is waardig om geëer te word. Maar wanneer ons in die huis van die Here kom, dan moet ons hoor, daar's 'n snaakse atmosfeer wanneer ons in die huis kom. Tannie Hannetjie, maar dan kyk ons na ons voete vanmôre. Dan gaan dit nie oor jou spore wat jy getrap het nie, maar miskien is dit as gevolg van jou spoorlyn, dat die opregtheid van jou hart nie vanmôre by die Here kan wees. Want ons almal het sonde vanmôre. Ons almal het verkeerd vanmôre. Maar wanneer jy na huis van die Here kom, het jy gisterand, nog voor jy opgestaan het, jou hart uitbely voor die Here. Het jy 'n verwagting gehad dat die Gees van God in hierdie plek gaan wees? Broer Hein, die almagtige God, wat jy nou roep vanmôre, is in hierdie plek. Het ons opgekom na die huis van die Here met 'n klein bietjie vrees? Of het ons opgekom na die huis van die Here om die Here te vra of te sê, wat is ons verwagtinge? Vers 17 sê, want om nader te kom en te hoor, is beter as die dwaase se slagoffer wat gebring word. Dis tyd vir die kinders van die Here om so 'n bietjie stil te raak en moet hoor, wat is die wil van die Here in sy lewe? Wat ons naggebede en ons aanbiddings in die huis van die Here, dit gaan oor onsself. Maar die woord van die Here sê, minder van onsself en meer van hom. Ons het 'n slagspreuk, of is dit hierdie visie van hierdie jaar gehad, nader tot God. En hy sal nader tot jou. Maar ek wil vir jou sê, wat is die skeidingsmuur tussen jou en God vanmôre, dat hy nog nie nader gekom het aan jou nie. Ons moet nader tot God met ons hartsbegeertes. Ons moet die Here op die tafel neersit, maar ons hou die beloftes vas aan die woord wat hy sê, wat ons bemoedig en oplig. Dit is ons sinne. En ons is lief daarvoor om te sê, ons moet God herinner aan ons beloftes. Wanneer ons kyk na die verdrukking en ons omstandighede, as ek net so 'n paar beloftes kan aanhaal. In Johannes 16:33 sê hy, julle sal verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het hierdie wêreld oorwin. Dit bly mooi. Dit bly mooi, dit gee ons moed. Dit gee ons die krag om nie op te gee nie. Wat is 'n belofte van die Here af? Hy sê in Filippense, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God
in Jesus Christus. Ons hou vas aan die hannetjie. Ons wil graag in die wil van God beweeg. Ons het 'n roeping wat ons moet uitlewe. Ons het 'n roeping sodat die wêreld daar buite moet hoor. Hy is die een wat gesterf het. Hy is die een wat opgestaan het vanmôre. En ons hou vas aan daai beloftes dat as ons in die wil van God beweeg, sal hy ons seën. Baie bekende een, en ons almal ken dit. Roep my aan die dag van jou benoudheid en ek sal jou help. Dan kom die woord van die Here en sê hy, jy moet my eer. En ek dink elkeen van ons in ons omstandighede daar waar jy is, het ons ietsie wat ons vashou. As ek vir jou gaan vra vanmôre, wat is jou gunsteling vers? Dan gaan jy 'n belofte van God aanhaal wat hy vir jou gegee het. Ek het vanmôre kon ek vir my vrou deel, dat 2 is beter as 1. En dat ons moet opskerp, nie net in ons vleeslike waar God ons een gemaak het nie, maar 2 in die gees is beter as 1 om weerstand te bied teen die vyand. Dis 'n belofte wat die Here gee en ons moet daarna werk. Dan lees ons, wees nie hard, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in die dwaase nie. Betaal wat jy beloof het. Nou kan jy my vra, waartoe gaan ek met dit? Die dag toe ek en u die Here aangeneem het as ons verlosser en ons saligmaker, het ons 'n belofte afgegee dat ons hom gaan dien met ons hele hart en ons hele siel. Ek weet nie of jy opgelet het vanmôre aan elke liewe lied wat ons gesing het nie, waar ons die Here die eer gegee het en 'n belofte afgelê het, dat die woord wat in my is, wanneer hy lewendig in my is, dan sal ons vir hom lewe. Ons kan deur elke koortjie gaan vanmôre, en elke koortjie is 'n belofte waar ons God se naam groot maak, omdat hy ons uit die diepstes uitgehaal het. Maak die saak wie jy was en waar jy was vanmôre nie. Ons sit hier vanmôre as 'n geredde siel wat uitgeruk is uit die klei vanmôre met 'n belofte wat ons aangegaan het met die Here Jesus Christus om te sê, tot die einde van dae sal ek U eer. Maar dan kom ons in die huis van die Here in met ons skoene wat ons voet ons na ons sal kyk, dan is die begeertes van ons hart 'n deurbraak in ons verdrukking, of daar's 'n deurbraak in ons lyding wat ons wil hê, die moeite wat ons insit, dan vra ons nog die Here, waarom en hoekom? Wanneer, Here, kom my deurbraak? Dan raak ons so 'n bietjie moedeloos, want jy sien, dit wat ek insit, daar moet ons nou ietsie uit dit kry. Die woord van die Here nog 'n belofte sê, dit wat ek saai, sal ek maai. Dan sê ek, Here, maar ek sit in, wanneer is die tyd wanneer ek 'n bietjie moet uitkry? Maar oom Johan, ek wil nie sê ons bedieningsstyl is verkeerd nie, maar ons harte moet met opregtheid voor God kom. Daar's niks fout om na die Here te roep in die dag van jou benoudheid nie. Maar ek wil vir jou sê, maak die saak wat 'n spoorlyn jy geloop het en wat 'n stof in hierdie huis afval vanmôre nie, en waar jy vandaan kom nie. Wanneer ons hier binne inkom, is dit heilige grond. Daar's geen krag wat by hom kan staan. Daar's geen boosheid wat kan opstaan teen hom en dit wat hy het en dit wat hy vir jou gebied het kan afbreek nie. En is dit nie net 'n gevra van jou om net 'n uur die Here te dien nie? Met opregtheid en eervolle bediening om te erken dat hy die ware God in jou lewe is. Want die woord van die Here sê, soek eers die koninkryk van God en die res sal vir jou voorsien word. As hy nie vir die swaalkies en die natuur daar buitekant kan voorsien nie, hoeveel te meer sal hy nie vir jou voorsien nie? Maar broer Ryan, wanneer hy by die vyeboom stil staan en daar's nie 'n vrug aan daai boom te vind nie, dan sê hy, vervloek is jy. Want wanneer ons na die Here toe roep, dan moet ons geplant wees by die waterstrome, wat jou krag gee, wat jou die bas gee, wat jou kleur nie eens laat verwelk nie. Jy wat in die storms kan loop en niks kan jou bang maak nie.
Maar ek wil vir u sê vanmôre, ons is hier waar die beweging van die Here is, waar ons net so bietjie die hande kan oplig, met ons monde hom kan eer, maar die stof aan ons voete maak dat die gelykdrigtigheid nog aan ons gesigte sit. Maar ons hou vas aan ons beloftes. Dan sê hy, want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde en menigte. Ek wil u vra vanmôre, jou droom vanmôre, is dit 'n vreeslike droom of is dit 'n geestelike droom vanmôre? Wat wil jy bereik vanmôre? Wil jy hemel maak of wil jy sien dit wat op hierdie aarde is 'n suksesvolle lewe is? Want ek wil vir u sê, as jou oog op die verkeerde ding is vanmôre, dan is dit alles nutteloos. Ek gejaag na wind, maar die rykdom en die skatte moet bymekaar gemaak word, daar waar mot en roes dit nie van jou kan beroof nie. Maar wanneer ons in die huis van die Here kom, wanneer jy in jou binnekamer gaan, wanneer jy hom loof en prys, daar waar sy teenwoordigheid is, dan sê die Here, maar vrees God. En ek wil vir jou sê, vat jou belofte, maak dit joune. Maar ek wil vir jou sê, jou belofte, wat jy aan God beloof het, kom dit na. En die geheim en die sleutel, wat ek vir u wil gee vanmôre is, al wat God van ons verwag, is vrees hom. Met ander woorde, dien hom. Dien hom met jou hele hart, dien hom met jou hele siel, want deur dit sal God die res byvoeg. Halleluja, kan ons die Here net 'n lof na hy gee vanmôre. Ek wil afsluit deur om te sê, jou belofte wat jy gemaak het, hy's gemaak tot die Here Jesus kom. En ek gewaar jy sit en jy breek jouself af vanmôre, omdat jy weet, jy het nie die volheid gegee soos wat jy dit moet doen nie. Maar vat die woord vanmôre as die bevestiging van die woord wat uitgegaan het vanmôre, wat sê, ons moet nader aan God beweeg, en wanneer jy dit doen, wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan was hy jou so wit soos sneeu vanmôre. En ek wil die orkes vra om vorentoe te kom, en ek wil vir jou vra, soos wat jy ingekom het vanmôre, kyk so 'n bietjie terug, hoe het jou skoene gelyk vanmôre? Hoe het jou hart, begeertes gelyk die eerste oomblik? Wat jou verwagting gewees toe jy hier instap vanmôre? Of wat was jou oog gerig? Nou gaan die gemeente vra om saam met my te staan. Ek het vir die orkes gisterand 'n lied gegee. Gee my dan ek het nou gegee. Heer, om U as God te loof, is ons hier saam. Ons gaan 'n manifestasie doen. Nie almal kan tot by die tone kom nie. Maar skud so 'n bietjie daai stof af. Amen. En sing hierdie lied vanmôre saam met my opregte. Heer, om U as God te loof, is ons hier saam. In aanbidding buig ons neer en prys U naam. Dankie orkes.